Welkom by Every Nation Bloemfontein. Ons is so bly jy is hier. Gryp 'n pen en 'n notaboekie en geniet jy die boodskap saam met ons. So welkom Every Nation. Soos julle gehoor het, my naam is Bianca en dit is regtig vir my voorreg om hier voor julle te staan en ja, God se woord met julle te deel. So ons is besig met 'n preekreeks en ons praat oor wat ons glo. En so Rian het verlede Sondag bietjie met ons gepraat oor wat ons glo oor Jesus se kruisdood en sy opstanding. Hy het vir ons 2 vrae gevra. Hy het gevra hoekom is dit belangrik om dit te glo en wat moet ek met hierdie doen? En so hy het geantwoord, hoekom is dit belangrik dat ons dit glo, want dit is waaroor die lewe gaan, het hy geantwoord. En tweede een, wat moet ek hiermee doen? En so hy het gesê, hou vas aan Jesus en moet dit nie vir jouself hou nie. En so voor ons begin, wil ek net noem, julle gaan dalk agterkom met my voete redelik baie beweeg, maar die woord sê vir my, beautiful are the feet of those who bring the good news. So daarom beweeg hulle baie, maar hulle is baie mooi. so ja, met dit gesê, gaan ons ingaan oor wat ons glo oor die evangelie. En ons gaan na 3 punte kyk. Ons glo die eerste een, die evangelie is die goeie nuus. Nommer 2, bekering is 'n hart- en verstandverandering. En nommer 3, geloof is om te glo en te vertrou in Jesus. So ek gaan vir Tannie net vra om vir ons die woord te kom lees. Ons gaan lees in Markus 1 vers 14 en vers 15. Dankie Tannie net. Dat ek net 'n bietjie lengte gee. Markus 1 vers 14 en 15. Nadat Johannes gevange geneem is, het Jesus na Galilea gegaan waar hy die evangelie van God verkondig het. Hy het gesê: "Die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie." Vader, dankie dat u woord kort en kragtig is. Dankie dat u vir ons hierdie woord gegee het en dat u vandag hierdie woord sal oopbreek deur die Heilige Gees wat in ons harte werk. Ek bid dat ons ore sal oop wees, ons harte ontvanklik sal wees en dat elke ding wat nou ons aandag van u af wil wegtrek, dit bind ek in die naam van Jesus Christus. En ek spreek u teenwoordigheid, ons ore oop, ons harte ontvanklik en die swaard van die woord wat sal deurdring tussen dit wat skeiding maak tussen ons en u. En ek dank u daarvoor. Ek bid 'n salwing oor Bianca se boodskap vanoggend. Ek bid dat u die woord sal versterk en dat sy met die wysheid en die liefde en die guns wat u oor haar uitstort, u boodskap sal uitdra. In Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie Tannie. Nee, jy wil nie. So ja, as ons vroeër oplees in Markus, as ons vanaf vers 1 tot en met vers 13 lees, dan lees ons van Johannes die Doper wat die weg oopmaak. Ons lees van Jesus wat gedoop word in die Heilige Gees wat soos op hom neersak soos 'n duif. En dan lees ons hoe Jesus beproef word in die wildernis. En so hier wat ons nou lees is waar Jesus sy bediening begin. En hy begin dit met die volgende woorde. Hy sê die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. En so ek glo Jesus het strategies dit so begin, want dit is so belangrik. Bekering en om te glo in die evangelie. En so ons gaan kyk na ons eerste punt, wat ons sê die evangelie is die goeie nuus. So die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, en so as ons gaan kyk na wat die Griekse woord beteken van evangelie, dan beteken dit evangelion. En so ea beteken good en gilion beteken news. So dit beteken goeie nuus. So goeie nuus is iets wat ons met blydskap kan ontvang. In vroeë jare het iemand die evangelion gevat en gedra na mense toe. So dit sou gewees het oor 'n geboorte van 'n koning se kind of dalk die aankondiging van 'n oorlog wat oorwin is. En so iemand het hierdie evangelion gedra en vir mense gevat. En so dit is werklik goeie nuus. Ons glo die evangelie is goeie nuus, nie goeie advies nie. Wat doen ek met goeie advies?
Ek moet iets gaan doen met dit. Ek moet dit vat en iets doen. Goeie nuus is iets wat jy net kan ontvang. Jesus het reeds aan die kruis gesterf. Is klaar gedoen. Toe hy daar hang, toe sê hy, it is finished. So ons kan dit net ontvang. En wanneer ons onsself bekeer en glo, dan gee hy vir ons 'n sleutel tot die koninkryk. En so ek wil vir ons ook lees in Matteus 4 vers 12 tot 17. Matteus skryf hoofsaaklik hier aan die Jode, en dit sê, toe Jesus hoor dat Johannes in hegtenis geneem is, het hy na Galilea teruggekeer. Hy het Nasaret verlaat en in Kapernaum by die see gaan woon, in die gebied van Sebulon en Naftali, sodat die woorde vervul sou word wat deur die profeet Jesaja gesê is, land van Sebulon en land van Naftali, die pad langs die see, oorkant die Jordaan, Galilea van die heidene, die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Vir hulle wat in die gebied van die skadu van dood leef, het 'n lig opgegaan. Van toe af het Jesus met sy verkondiging begin en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. En so Matteus skryf vir dieselfde gebeurtenis, maar hy kies om vir Jesaja aantal, wat Jesaja so 700 jaar terug geskryf het, wat spesifiek sê, dat die mense wat in duisternis gewoon het, in Sebulon en Naftali, tot 'n lig gekom. En so, Jesus is daai lig. Jesus kom vervul die profesie wat geskryf is. Jesaja het verwys na Sebulon en Naftali, wat gedeeltelik die noordelike koninkryk was. En dit is waar Jesus sy bediening gedoen het, dit is waar Jesus geleef het. En so Jesus sê, die koninkryk van God is op hande. As ek sê iets is op hande, dan sit hier reg voor my, dis voor my neus, dis hier by my. En so Jesus sê, dat hy die koninkryk is wat kom. En so het ons elkeen, so was ons elkeen daai mense wat in duisternis gewoon het, voor ons vir Jesus ontmoet het, of voor hy ons kom ontmoet het. Ons elkeen het in duisternis gewoon. Dalk is daar nog iemand wat hier sit vandag, en jy ervaar, jy leef nog in daai duisternis. Jy voel asof jy in die skadu van die dood lewe. So hier wil ek vir jou sê, hier's die evangelion, hier's die goeie nuus, die lig het gekom, Jesus is die lig. In lig kan daar nie duisternis wees nie, dat kan nie. En dit is die goeie nuus. En so ek wil vir ons lees wat ons glo oor die evangelie. Ons glo dat die evangelie die goeie nuus is, dat God mens geword het in Jesus Christus, om ons te versoen aan homself. Jesus het 'n perfekte lewe geleef, sondeloos, en het in ons plek aan die kruis gesterf, vir ons sonde. Hy was begrawe, en op die 3de dag opgestaan, en verseker ons verlossing vir ewig. Nadat hy oor Satan en die mag van duisternis geseëvier het hy opgevaar na die hemel as Here van almal. Elkeen wat tot bekering kom, en in hom glo, ontvang vergifnis van sondes en die ewige lewe. Elkeen wat tot bekering kom en in hom glo, ontvang vergifnis van sondes en ewige lewe. En so, ons kry goeie nuus as gevolg van slegte nuus. So daar's eers slegte nuus, en die woord sê dit vir ons in Romeine. Die woord sê, all have sinned and fallen short of the glory of God. En dan Romeine 6 vers 23 sê, the wages of sin is death. Menende, ons moet betaal word vir ons sondes en ewige dood, en ewige skeiding van God af. Ons elkeen wat in hierdie vertrek sit nou, verdien ewige dood. Dis wat ons verdien. En so, ek wil dan nou vir ons verduidelik wat genade is en goedertierenheid. Ek het nog nooit van daai woord gehoor nie, dat Corneille vir my gesê het nie, maar goedertierenheid beteken mercy, en genade is grace. En so grace, genade, is om iets te kry wat ons nie verdien nie. Ons verdien nie ewige lewe nie. Ons verdien nie 'n verhouding met God nie. Ons kan nie eers in sy teenwoordigheid inkom nie. Maar God het genade, en daarom gee hy dit vir ons. En God se goedertierenheid, of sy mercy, is om nie iets te ontvang wat ons wel verdien nie. Ons verdien hel, ons verdien ewige skeiding van God. Maar hy is goedertierenheid, en hy gee dit nie vir ons nie, wanneer ons gehoorsaam is aan Jesus se woorde, deur om te bekeer en te glo in sy seun Jesus Christus.
En so dit is die evangelion. God se genade en sy goedertierenheid wat hy aan ons bewys. En ek dink ons almal ken die skrifgedeelte wat sê, "For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life." En so God het sy seun vir jou gestuur. Hy het sy seun vir jou gestuur. Vir elkeen van ons wat hier sit, sodat ons in verhouding met hom kan wees. Toe God vir Adam en Eva geskape het, het hy saam met hulle gewandel in die tuin. Dit is so persoonlik. En God het jou lief en hy het homself opgeoffer vir jou. En so, ons gaan kyk na die tweede punt, is bekering is 'n hart- en verstandverandering. En so wat beteken dit om te keer? En wanneer moet mens bekeer? So as ons weer na die Griekse woord kyk van bekering, dan beteken dit metanoia. En dit beteken changing one's mind. So ek wil vir ons in die skrif wys in 2 Kronieke 7 vers 14. So Salomo vra vir God om die volk te vergewe en hulle land te genees. En God antwoord dan so. En hy sê, "En my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my teenwoordigheid opsoek en terugdraai van hulle verkeerde paaie, sal ek self uit die hemel hulle hoor. Ek sal hulle sonde vergewe en hulle land genees." En so God gee die volgende voorwaardes. Hy sê, hier's 4 dinge wat jy moet doen. Verootmoedig jouself en erken jou sondes. Bid en vra vir vergifnis. Soek God en om terug te draai van ons verkeerde paaie. En so God se vergifnis is conditional, dis voorwaardelik. Ek het nou eendag toe praat ek met iemand op kampus en ek begin die evangelie deel en die student sê vir my, "Ag nee, is okay, God is mos liefdevol, hy vergewe mos." So ek gaan net aanhou lees soos wat ek wil en dan iewers gaan ek in die hel kom en ek gaan net so rukkie daar wees om nou my sonde af te betaal en dan sal ek mos nou oor gaan hemel toe. Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe dit werk nie. God se vergifnis is voorwaardelik. Dis conditional. Hy sê vir ons om iets te doen. Hy sê vir ons, verootmoedig jouself, erken jou sonde. Gaan van om na sonde toe te loop, draai 180 grade en soek hom met alles wat jy het. Gaan na God toe. Maak hom jou Here en verlosser. Moenie meer aanhou lewe soos wat die wêreld wil hê jy moet leef nie. Draai weg van daai pad af en draai na God toe. So dis wat hy vir ons sê. En so bekering is 'n eenmalige besluit. Dis 'n besluit wat ons moet neem. Ons elkeen moet in ons lewens iewers op 'n plek kom waar ons daai besluit neem, waar ons sê, Here, ek besef dat ek 'n sondaar is. Ek besef U is 'n heilige God en ek het teen U gesondig. En dan te draai na hom toe en sê, Jesus, dankie vir wat U vir my aan die kruis gedoen het. Dankie dat U in my plek kom sterf het. Ek was veronderstel om daai ewige dood te ervaar. Ek was veronderstel om vir ewig geskei te wees van God. Maar die goeie nuus, julle, die goeie nuus. En soos ek sê, dis 'n eenmalige besluit wat ons neem in ons lewens en dan is dit 'n daaglikse postuur van ons harte. Ons moet daagliks in bekering leef, daagliks in repentance leef. En so Jakobus, James 5:16 sê vir ons, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. En so daar's iets wat wanneer ons sonde aan mekaar bely ook, dan bring God genesing. En so ek wil vir jou vra, het jy al daai besluit geneem? Het jy al gekies om weg te draai van sonde af en vir God te lewe? Het jy al gekies om na hom toe te draai? Net omdat ons groot word in 'n Christelike huis, beteken dit nie ons is volgelinge van Jesus nie. Alexander sê altyd, net omdat jy in 'n garage slaap, gaan dit nie jou kar maak nie. So, ek het in 'n Christenhuis groot geword en ek het gedink ek was okay. Ek het geglo, ag jy weet, my ouers het mos nou die besluit van my gemaak, so ek's fine. Ek hoef niks te doen nie. Maar totdat Jesus my persoonlik in my kamer kom ontmoet het.
Omdat hy persoonlik met my kom praat het ek besef, ek het nie bekeer nie. En dis 'n besluit wat ek moet maak. En so bekering is 'n besluit. Dis nie 'n emosie nie. Ons word nie deur ons emosies gelei om dit te besluit nie. Nee, ons besluit dit en dan kan emosies gepaard gaan met die besluit. En soos ek gesê het, ons word nie gebore as 'n volgeling van Jesus nie, maar wanneer jy daai besluit maak en jy bekeer en ons ware bekering wat plaasvind, dan word jy weer gebore in die koninkryk in as 'n kind van God. En so jy kies om op te hou lewe vir jouself. En jy kies om vir God te lewe. En so wanneer ons dit doen, verander ons harte en ons verstand. En so dit beteken die manier hoe ons praat, dink, dinge doen, dit alles verander. So voorheen het ek redelike baie lelike woorde gebruik. Ja, en nou wanneer daar iets oor my pad kom waar ek wil 'n lelike woord gebruik, dan besef ek dit gaan nie God behaag nie. Die woord wat nou uit my mond uit gaan kom, gaan nie God behaag nie. So dan is dit 'n postuur van my hart, bekering. En die manier hoe ek goed doen, hoe ek mense hanteer ook, verander. Ons gaan van een rigting waar ek leef my sonde en ek doen wat ek wil, so of jy nou seer kry in hierdie proses, maak nie saak nie. Ek gaan doen wat ek wil. Nou, nee wag, ek lewe nou vir God. Hoe sien God hierdie persoon? Het Jesus vir die persoon ook gesterf? En so dit verander alles. Alles van ons harte en ons verstand kan nie meer dieselfde wees nie. Want Jesus kom maak ons nuut. The old is gone and the new has come. Ons is nuwe mense. Daar is iets soos wêreldse berou en goddelike berou. En wêreldse berou is wanneer, shucks, ek's uitgevang, so nou voel ek sleg daaroor. Ek is nou maar net jammer want iemand het my gevang. Goddelike berou is wanneer jy regtig besef dat jy teen 'n heilige God gesondig het. En dat jy besef sonde kan nie in sy teenwoordigheid kom nie. Maar hy kies nog steeds om homself aan jou te openbaar. Hy kies nog steeds om na jou toe te kom. En so, nou dag was ek in die Kaap gewees en ons klim in die Uber en ek begin met die Uber drywer te gesels en ek vra toe vir hom wat 'n sport hy gedoen het want hy was redelik 'n lang man. So ek het gedink rugby, maar hy sê toe sokker. So ek praat net 'n bietjie met hom en ek besef, Jesus nee, ons gaan nou nie meer lank in die Uber wees nie. So ek vra toe vir hom, luister, glo jy in God? En hy sê vir my, ja, nee, ek glo in God. En ek vra vir hom, wat dink jy verwag God van ons? En hy antwoord toe en hy sê, God verwag dat ons, soos hy sê, clean hearts moet hê, so reinige harte. En ek sê, jy's great man, hoe doen jy dit? Hoe kry jy dit reg? Sê my. En hy sê toe, nee, ag jy weet, ek het net compassion met ander mense, ek sit myself net in hulle skoene, en dan s'ek shop. En ek sê, okay, daai gaan nie vir my werk nie, want ek weet die woord sê vir my hart is bedrieglik. My heart is wicked, en so ek kan nie dit op my eie doen nie, en ek verduidelik toe vir hom die enigste manier hoe ons clean hearts kan hê, is deur wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. En hy sê, kan ek vir jou vra? Ek sê, ja, asseblief vra my 'n vraag. En hy vra vir my, hoe en wanneer vra ek vir Jesus, wanneer bekeer ek? En ek sê toe hom, voor, middel, na, maar sodra jy besef wat jy doen, behaag nie God nie. So byvoorbeeld voor jy in sonde inval of voordat jy iets kies wat jy weet sonde is en jy weet dit gaan nie God behaag nie, draai na God en praat met die Here, soek hom. In die middel, so sê nou, kom ons sê jy's besig om te sondig. Die persoon my werk is net vandag net 'n bietjie te veel. En so nou gaan ek af vir die persoon, ek skree en ek gaan te kere. En sodra jy daai oomblik kry van jy besef, hierdie behaag nie nou God nie. Stop sommer net daar, ek wil dit aanmoedig, stop net daar. En sê vir die persoon, "Jesus, luister. Ek besef hierdie behaag nie nou God nie." En so ek as vir jou as my getuie, repent ek nou, ek bekeer nou, Here, en ek vra vir U, kom verander my hart. Kom verander hoe ek kyk na situasies. En dan na die tyd as jy reeds gesondig het, dis partykeer maklik om as ons in sonde val, te dink ag okay, ek gaan nou net aanhou loop. Ek het nie die Here het my gesien nie of ek gaan net aangaan net nee, draai na God toe, praat met hom, sê vir hom, Here,
Ek het geval. En so dis wat Jesus wil hê. Jesus begin sy bediening en hy sê bekeer en glo die evangelie. 2 Petrus 3 vers 9 sê vir ons, die Here stel nie die belofte uit, soos party mense dink nie. Inteendeel, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. En so verlede jaar het ek en Dylan bietjie in die waterfront bietjie die evangelie gedeel en ons begin met 'n tannie praat en sy vra vir ken jy die Here, ken jy vir Jesus? En sy sê ja, sy ken hom en sy wil nou net hê Jesus moes nou net al teruggekom het. Hy moes eintlik al teruggekom het. Maar hy moet nou kom. Hierdie wêreld is net terrible, man. Hier's net sonde en siekte en dis net aaklig. En ek is soos ja, Jesus, soos wat Rian verlede Sondag vir ons verduidelik het, ons gaan verheerlikte liggame hê. Jy weet, dit was ek sê en toe dadelik toe besef ek, dit is selfsugtig. Dit is selfsugtig om te dink, Jesus, ek hoop Jesus kom nou. Nog so baie mense wat nog die goeie nuus moet hoor en moet hoor, hulle moet bekeer en glo. En so ek besef toe, as Jesus 4 jaar teruggekom het, dan het ek vir ewigheid in hel gesit. Want ek het nie daai geleentheid dan al gehad. Wel, ek het seker, maar Jesus het iets kom doen in my lewe. En so, ek is so dankbaar dat die Here geduldig is met ons. En hy gee ons wat die lig ken. Hy gee ons wat glo, dat ons het die lig ontvang. Hy gee ons kans om daai lig te gaan deel met mense in duisternis. So ek loop nou eendag vroegoggend, loop ek in die huis want die ligte is af en is donker, maar ek besef ek ken die pad, so ek staan daarom nou nie aan die meubels vas of iets nie. Maar ek besef, dit is hoe dit is vir mense wat in duisternis lewe. Dis asof hulle in 'n vertrek rondloop, hulle ken nie die uitleg nie en hulle loop blindelings rond. En so ek besef toe, ek staan met my liggie. Wat doen ek met my liggie? Is dit net vir my voete dat ek die pad ken? Of lig ek hom op en ek help ander en ek vertel vir almal, luister jy hoef nie in duisternis te leef nie, jy hoef nie. Want die lig het gekom. Jesus het gekom. En so kan ons elkeen mense help wat in duisternis leef, om hulle te vertel van hierdie goeie nuus. Hoe oortuig is jy dat die evangelie goeie nuus is? Of is dit iets wat jy net maar weer en weer hoor? Of glo jy regtig? Jesusie, ons verdien dit nie, maar God gee dit vir ons. En dan gaan ons aan ons derde punt toe. Geloof is om te glo en te vertrou in Jesus. Nie in jou geld of jou wysheid nie, maar in Jesus. En so Hebreërs 11 vers 1 en 6 sê vir ons geloof egter is sekerheid van die dinge wat gehoop word. 'n Bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon wat hom soek. En so geloof is die sekerheid van dinge wat gehoop word, 'n bewys van dinge wat nie gesien word nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek was nie daar toe Jesus gesterf het nie, was bietjie voor my tyd. So ek het nie fisies gesien met my oë hoe hy gehang het aan die kruis nie. Ek kon nie sien hoe sy eie skepping hom slaan, op hom spoeg en hom aan 'n kruis vasspyker nie. Ek het dit nie gesien nie. Maar ek glo God se woord. So ek glo hy het dit gedoen. Hy het dit gedoen vir my en hy het dit gedoen vir elkeen van ons wat hier sit. Vir elke persoon daar buite ook wat nog nie gehoor het nie. Wat nie lyk soos ons lyk nie, die dink soos ons dink nie. Ek glo dit. Maar ek het dit nie gesien nie. En so ek wil vra, glo jy dat God bestaan? Glo jy dat jy gered is, want Jesus het in jou plek gesterf? Dis nie iets wat jy kan verdien nie. Glo jy dat jy kan eendag in die hemel ingaan oor Jesus, en nie omdat jy so hard probeer het nie? Glo jy die evangelion, die goeie nuus vir jouself? Maar glo jy daai evangelion vir ander mense? En so geloof is om te glo in Jesus en dat hy gaan doen
wat hy gesê het hy gaan doen. So hy sê vir ons, hy gaan iewers terugkom, soos 'n dief in die nag. En guys, 'n dief in die nag kan ons nie verwag nie. Ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. Dit kan nou, soos wat ons hier staan, kan Jesus terugkom. Dit kan enige tyd gebeur. En so ek weet, ek is so oortuig van hierdie goeie nuus, dat ek mense wil saamvat. Ek wil eendag mense saamvat hemel toe, want ek weet hoe dit gaan wees in die hemel en ek weet hoe dit gaan wees in die hel. En ek wil hê mense moet God se goedheid beleef. Nog nie saak wat hulle al teen my gedoen het nie. Ook nie saak hoe sleg hulle my al hanteer het nie. Ek wil hê hulle moet daai beleef. Ek wil hê hulle moet God beleef. En so daarom wil ek hierdie goeie nuus met hulle deel. Al maak dit my ongemaklik. Dis nie altyd easy peasy goeie nuus in te druk nie, maar ek is so oortuig daarvan. En so dan gaan ek nou maar myself partykeer in ongemaklike, awkward situasies sit, waar mense casually praat en, hey, het julle die goeie nuus gehoor? Did you hear the good news? So ja, ons leef saam met mense, dit is 'n feit, ons leef saam met mense wat in duisternis woon. Daagliks kom ons in aanraking met mense wat nie die lig ken nie. Mense wat hoop hulle loop in die regte rigting, of hulle hoop hulle doen. Maar die lig het gekom, die koninkryk van God is op hande. En so eendag gaan ons almal voor God staan, die woord sê van ons gaan almal eendag voor God staan. Dus ons gaan of hoor, well done, my good and faithful servant. Of ons gaan hoor, depart from me, I never knew you. Ek weet wat ek wil hoor. Wat wil jy hoor? Ek weet wat ek wil hê. Mense moet hoor. Ek wil hê elkeen van julle wat hier sit moet hoor, well done, my good and faithful servant. Dus nou die dag vat ek een van ons studente, Multi, sy wou bietjie mol toe gaan, en ek vat haar en, ag ja, ek was moe gewees, toe sy in Pep staan, sê ek gaan 'n bietjie buite gaan wag, ek is nou net oor dit. En ek gaan staan toe buite, en ek sê toe vir die Here, kom gee, stuur iemand oor my pad, met wie ek die evangelie kan deel. En ek sien toe 'n vroutjie stap, en ek dink, okay, ek gaan met haar praat. Maar soos wat ek dink, stuur iemand vir my boodskap. En ek is gou besig, antwoord gou die boodskap, en ek dink, ons nog tyd, ek sal hom nog kry. Soos wat ek die boodskap antwoord, kom 'n oom na my toe. 'n Blanke oom, kom na my toe, en hy begin met my praat, en ek is so uit die veld uitgeslaan, want ek het die Here gevra, maar ek het nie so verwag nie. Maar hy begin toe met my, ja, die ergste rassistiese opmerkings maak. En ek is net soos, wat? En ek sê toe vir hom, oom, Jesus het nie wit mense meer lief as wat hy vir swart mense het nie. En die oom loop toe weg, en ek sal nie dit sommer doen nie, maar ek roep hom toe, ek sê, oom, nee, kom terug, ons is nog besig om te praat. En hy kom toe terug, en nou voor hy iets sê, en hy sê ek, oom moet sê, oom mag iets sê, maar ek mag ook iets sê, want hy wou nie dat ek praat nie. Maar ek sê toe van oom, ek moet ook iets kan sê, en hy sê, dit is reg, en hy deel toe iets, maar dit is eintlik maar net, het gaan vir hom oor werke, en hy sê, as jy soet is, mag jy hemel toe gaan, en as jy stout is, gaan jy hel, en dan gaan ek in die hel sit, want, ja, maar in elk geval, en hy sê toe weer, en hy wil toe nou nie eintlik dat ek iets sê nie, en hy loop toe weg, en ek is net soos, ek skree toe nou vir hom, oom, Jesus het gesterf vir die wites en die swartes. Jesus het vir almal gesterf, en almal wat bekeer en glo, kan ewige lewe ontvang. En so ek is so oortuig daarvan. Selfs mense wat saam met ons in die kerk sit, wat kerktaal gebruik, wat ek dink okay is. Ek het, ja, nou die dag het ek ervaar, die Here sê vir my, ek moet met my huismaats praat. En ek gesels met hulle, en weet, ons praat bietjie oor goed, en op 'n stadium voel ek net, ek moet vir hulle vra, as jy vanaand doodgaan, waartoe gaan jy? 2 van die 4 het vir my gesê, hulle weet nie. 2 het vir my gesê, dis iets wat een het gesê, hulle moet dit nog gaan uitfigure. En ek sê, ek ken die lig. Ek staan en kyk hoe jy in duisternis leef, en ek ken die lig. Wat het my 5 maande gekeer om die lig met jou te deel, om vir jou te sê, luister, dis nie iets wat jy hoef uit te figure nie.
Hoor net die goeie nuus en glo dit net. Bekeer net en sê, ek besef ek is 'n sondaar, maar ek glo Jesus wat U vir my aan die kruis gedoen het, is genoeg. En so, partykeer moet ons onsself in ongemaklike situasies sit vir hierdie goeie nuus. Maar hoe oortuig is jy van die goeie nuus? Want dan is enige situasie nie so erg nie. Dan is dit oukei, want dis goeie nuus. En so hoe word ons meer oortuig van dit? Dalk sit jy hier en jy voel, ek is nie so oortuig van nie. Die woord sê vir ons, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Fokus jou oë op Jesus, vra vir hom. Ek moet daagliks vir Jesus vra, Jesus, kom help my. Kom oortuig my vandag meer en dan deel ek die evangelie met myself. Dan deel ek dit dat ek meer oortuig kan word daarvan sodat ek dit met ander kan deel. En dan vra ek ook, Jesus, kom help my om ander te sien soos wat U hulle sien. Partykeer ek kan baie vol trots wees. En ek's beter as jy. Maar dan kom die Here en hy kom wys my, nee, jy is nie beter nie. Jesus het gekies om vir daai persoon aan die kruis te sterf. Hy het dit vir hulle ook gedoen. Of jy dit glo of nie. En dan wil ek sê, gaan deel die evangelie. Deel dit met mense. Elke keer wat ek nog die evangelie met mense deel, dit doen iets in hulle lewens. Maar die Here kom doen iets in my hart ook. Hy kom wys vir my iets. En partykeer vra die mense regtig 'n goeie vraag. En ek sê, yes, ek het nog nie aan daai gedink nie. Maar dit bring meer oortuiging. So ek wil, ons het gepraat oor 3 punte, die evangelie is die goeie nuus. Bekering is 'n hart- en verstandverandering. En geloof is om te glo in wie? In Jesus. En om die harder sê, nee, ek speel. Maar om te glo in Jesus. En so, dalk sit jy vandag hier en jy beleef dat jy in duisternis leef. Dalk ken jy iemand som wie jy werk wat jy weet in duisternis leef. Dalk het jy al gehoor van hierdie lig en jy word groot en jy word geleer van hierdie Jesus en jy word geleer van die lig, maar ken jy hom persoonlik? Het jy al gekies om weg te draai van wat die wêreld vir jou sê oukei is? Het jy al gekies om na hom toe te draai? En dit is tweevoudig, eenmalige besluit en dan 'n daaglikse ding. Maar het jy al daai eerste eenmalige besluit geneem om alles te los en hom te volg? En dit beteken dan hy is jou Here en jou verlosser. Here, meester, dit beteken as hy dit sê, dan gaan ek dit doen. As Jesus vir my sê, gaan praat met daai persoon, gaan deel hierdie met daai persoon, dan gaan ek dit doen, want ek leef nie meer vir myself nie. En so ek wil 'n geleentheid gee vandag. As jy ervaar jy het nog nie daai keuse gemaak nie. Die woord sê vir ons dat ons sondes aan mekaar moet bely en vir mekaar bid. En so ons wil vandag saam bid. As jy voel, as jy weet jy moet vandag bekeer, dan wil ek vir jou sê, ek gaan vir ons afsluit in gebed en soos wat ek bid, vra ek vir jou, kom vorentoe. Kom, neem daai stap om in bekering in te tree. En dan bid ons saam met jou. En so ek gaan vir ons bid, ons kan ons oë sluit en as jy voel, yes, ek moet dit doen, maar ek wil nie, maar ek weet ek moet, maar ek wil nie. Ek wil vir jou sê, doen dit. Dis die beste besluit wat ek nog my lewe gemaak het. Om 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus te hê is amazing. Beteken nie my wêreld, alles in my lewe is net perfek nie, inteendeel. Maar ek ken die lig. Ek ken vir Jesus.
So ek sluit ons af in gebed. Hemelse Vader, dankie. Dankie vir u genade. Dankie vir u goedertierenheid, Here. Nie een van ons verdien dit om selfs hier met u te kan staan en met u te kan praat nie. Maar u het 'n weg gemaak. U seun het aan die kruis gesterf en daai gaping is toe. Ons kan nou intree in 'n persoonlike verhouding met u. Dankie vir dit, Here. Dankie dat ons u kan ken, die lig wat gekom het. Ons het in duisternis gewoon en die lig het gekom. Dit is so mooi om na die lig te kyk en in die lig te lewe. Maar Here, daar's ook nog van ons wat in duisternis woon. Here, daar's mense wat ons ken wat in duisternis woon. Here, mag u ons gebruik. Mag ons nie stil bly oor hierdie goeie nuus wat ons ontvang het nie. Kom maak ons meer oortuig van hierdie goeie nuus. Mag ons nie moeg raak om dit vir onsself te sê nie, Here, want dit is werklik die evangelium, die goeie nuus. So Here, gebruik ons in mense se lewens, soms wie ons werk, soms wie ons bly. Here, ons bure. We have tasted and seen that the Lord is good. Mag ons dit nie vir onsself hou nie. Mag ons dit gaan deel met ander. Ja, dankie Jesus dat u gekies het om die kruis op te tel. U het gekies om dit te dra en ek kan nie eers dink hoe seer dit moes wees nie. Ek kan nie eers dink hoe vernederend moet wees nie. U eie skepping. U eie skepping slaan nie, spoeg op u. Hang nie aan 'n kruis. En hoe reageer u? U bid vir hulle. U bid en u sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus, mag ons net meer en meer soos hier raak. Soos wat ons dieper in 'n persoonlike verhouding met u gaan, Jesus, mag ons net meer soos u raak. Dankie, Jesus. Ja, Vader, dankie dat u hart vir ons is, Here, eerstens, dat ons hierdie sal glo, dat ons kan lewe hê. Here, maar u hart is ook vir ons om te kan deel in die vreugde van om lewe te gee. U hart is dit vir ons. U hart is vir ons om deel te wees van die wat vir ander kan lewe gewende water gee. Deur die evangelie te deel, het ons alles wat ons nodig het, deur die gees wat in ons leef. Het ons alles wat ons nodig het, Here. Om deel te wees van mense wat goeie nuus kan gaan gee vir iemand anders. Sodat dit wat hulle te neerdruk, ligter sal raak. Sodat hulle 'n ewige hoop sal hê. Sodat daar niks is wat maak dat hulle voel hulle moet. Daar is nie hoop nie. Want dis wat u nuus is. U nuus is 'n ewige hoop. 'n Hoop wat gevind is in 'n vryheid wat u vir ons gewen het aan die kruis, Here. Nie net vir ons nie. Vir die hele wêreld. En so Vader, vanoggend vra ek, vergewe my. Vergewe my waar ek tevrede is met die feit dat ek dit het. En
noodwendig besorg is oor of iemand anders u ken nie. Verander my hart. Dankie dat u dit kan doen. Maar Here, ek vra u, help my ook om te verander wat ek doen. Dat ek nie net 'n mooi hart sal hê en dit lei nie tot ek vir die evangelie deel met ander nie. Geef vir my vrymoedigheid. Geef vir ons krag deur die Gees. Geef ons boldness om die evangelie onbeskaamd te deel met elke mens wat ons mag teekom. Dankie dat ons dit kan doen in geloof, in vertroue dat u iets sal doen met daardie woord. Al wat u van my vra is, deel dit. Dankie dat u daarmee sal werk. Ons vertrou u hiervoor, Here. Ons vertrou u mense wat ons ken. Mense se name wat deur ons flits. Dalk kollegas, vriende, familie. Here, wat ons nie seker is wat is of hulle u regtig ken nie. Here, mag ons nie 'n geleentheid laat verbygaan om die goeie nuus met hulle te deel nie. Ek is bewus van hoeveel keer ek dit moes hoor voor ek het geglo het. En so mag u my help om nie iemand te wees wat moeg raak om dit te deel met dieselfde mense nie. Help ons, Here. En Vader, dankie dat soos ons dit bid, soos ons u vra, soos wat ons bekeer van ons gedagtes, van hoe ons nie doen met u woord en u goeie nuus wat u van ons vra nie. Dankie dat u sê dat saam met dit times of refreshing comes. En so dankie dat ons uit daai plek uit vanoggend kan opstaan, hierso Here, met vreugde in ons hart. Met te wete, daar waar ons op reg is, waar ons sê, help ons om te verander. Daar bring u vir ons vrede, vreugde, lewe. Here, en ons staan op uit 'n plek van verootmoediging na 'n plek van vreugde. In geloof dat ons weet dat u ons aanvaar. En dat u oor ons smile. As gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het. En ons eer u daarvoor. In Jesus naam. Amen. Ons hoop hierdie boodskap geniet saam met ons. Deel hom gerus met vriende en familie en dit is die manier hoe ons die goeie nuus van Jesus Christus reg oor die wêreld gaan kry.